Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Op hierdie pragtige Sondagmôre is dit my groot voorreg om vir jou baie welkom te sê by Uit die Woord Digitaal se Sondag-erediens. Mag vanmôre se boodskap vir ons almal tot baie groot seën wees en dat die Heilige Gees ook in jou hart mag werk sodat jy tot eer van die Here kan lewe. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. As jy vandag die heel eerste keer hier is, sê ons vir jou in die besonder ook baie hartlik welkom en ons glo dat vanmôre se boodskap vanuit die Here se woord ook vir jou tot baie groot seën sal wees. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense op sosiale media netwerke. Jy is baie welkom hier by ons vandag. Sluit gerus aan by ons daaglikse oordeenkings op WhatsApp. Ons het duisende mense wat inskakel by ons elke dag om 'n oggendoordenkings te kan ontvang en so kan ek en jy elke dag reg begin in die teenwoordigheid van die Here. As jy daarvan wil deel word, is jy baie welkom. Dit is gratis. Stuur vir ons net jou besonderhede na hierdie nommer op die skerm en ons voeg vir jou by. As jy aan geen kerk behoort nie en jy wil graag deel word van 'n geloofsgemeenskap op 'n digitale wyse, is jy baie welkom om aan te sluit by Uit die Woord Digitaal se digitale kerk. Hier op die skerm is ons besonderhede en jy kan vir ons jou inligting stuur en ons sal vir jou laat weet hoe jy kan deel word ook van ons. Liewe vriende, en dan wil ons vanmôre baie dankie sê vir almal se donasies en skenkings om ons kanaal in stand te hou. Jou skenking, groot en klein, maak 'n baie groot verskil in die Here se koninkryk. En dit help ons om die evangelie uit die wêreld uit te stuur en uiteindelik ook die boodskap van redding en verlossing na alle mense te bring. Baie dankie ook vir jou ondersteuning. Nou kom ons word vanmôre stil op hierdie pragtige Sondagmôre in die teenwoordigheid van die Here. En my bede is dat die Heilige Gees ook vanmôre jou hart sal open en in jou lewe sal werk tot geloofsversterking. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie Sondagoggend voor U in aanbidding kan buig, die lewende God van hemel en aarde. Baie dankie dat U ons liefhet, dat U ook deur die Bybel met ons praat en ons U wil deur U woord bekend wil maak. Maak ons harte vanmôre oop, praat met ons, verlig ons verstand, sodat ons hierdie boodskap kan verstaan, daarin kan glo en kan gaan doen dit wat U van ons vra. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, op hierdie pragtige oggend wil ons saam stil word om te luister na wat die Here van ons vra. Nou ek en jy lewe in 'n wêreld wat in baie opsigte maar deurmekaar is en onderste bo is en daar is soveel hartseer en ellende en siekte. En selfs hier in ons land Suid-Afrika weet ons dat alles maar nie altyd goed verloop nie. Daar is mense wat finansiëel baie swaar kry. Daar is groot tekorte op finansiële gebied. Maar ons weet ook dat ons land en sy mense nie naby aan die Here lewe nie. En dit bring baie ellende en hartseer. Wanneer mense nie naby God lewe nie, dan is sonde deel van hulle lewe. En sonde veroorsaak dat mense se lewens stukkend is. Dat 'n samelewing stukkend is en dat families uitmekaar uitval. Nou God sien hierdie dinge raak. Ek en jy moet beslis nie dink dat God 'n God is wat ons as mense hier op aarde gemaak het, die natuur en alles geskaap het en ons as mense aangestel het om te heers op aarde en nou het hy homself onttrek van die samelewing nie. O nee, God is betrokke by ons as mense. En sonde maak hom hartseer. Dit is 'n hartseer geleentheid en 'n hartseer dag vir God, wanneer hy sien hoe mense se lewens as gevolg van sonde uitmekaar uitval. Ons samelewing en ons wêreld en ons land
lyk soos wat dit lyk as gevolg van sonde. En God kon nie toesien dat sonde hierdie hele wêreld sommer net vernietig en mense se lewens vernietig nie. En daarom het hy 'n plan gemaak. Hy maak 'n plan met jou lewe. En hy maak 'n plan met ons land en met ons samelewing. Hy gee vir ons 'n oplossing. En hierdie oplossing vind ons in een teksvers in die Bybel. Want as ek en jy hierdie een teksvers gaan doen, en hierdie een teksvers ons eie maak, en hierdie een teksvers die wêreld in gaan uitdra, en mense gee ag daarop, sal hierdie hele wêreld verander en vernuwe, en sal ons samelewing heeltemal anders lyk. Maar dit is omdat mense hierdie een teks nie wil doen nie, dat ons lewens lyk soos wat dit lyk, en omdat alles deur sonde vernietig word. Hierdie een teksvers, liewe broeder en suster, is die bekendste teksvers in die hele wêreld. En jy kan enigeen vra, het jy al van so 'n teksvers gehoor? En hy sal heel waarskynlik vir jou ja kan antwoord. Dit is God se oplossing vir hierdie wêreld. Dit is God se antwoord vir ons as mense. Dit is die evangelie in 'n neutedop. Ons kan amper sê, hierdie een teksvers som die Bybel vir ons op. En wanneer ek en jy hierdie teksvers ons eie maak, daarin glo en dit gaan toepas, sal dinge so anders in ons lewens lyk. Wat is hierdie bekende teksvers? Dit is Johannes 3 vers 16. Kom ons lees dit vanmôre saam. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons lees net tot sover. God is 'n God van liefde. En hierdie liefde, liewe broeder en suster, wil hy graag met ons kom deel. Sy hele wese straal uit van liefde. Daar is geen slegte dinge in God nie, geen haat nie. En hy wil net al die mooi en goeie dinge in jou lewe vir jou gee. Hy's 'n God van liefde wat met ons bemoeienis wil maak en saam met jou op jou lewenspad wil loop. God is liefde, sê 1 Johannes hoofstuk 4. God kon nie toesien dat sonde hierdie wêreld so uitmekaar uitruk nie. Hy moes 'n oplossing kry sodat ek en jy gered kan word. Want in hierdie toestand waarin ons tans is, kan ons nie gered word nie. Ons is van nature in sonde ontvang en gebore, en alle mense het gesondig, sê Romeine 3 vers 20. Daar is niemand wat voor God regverdig is nie. Ja, selfs die beste werke wat jy in jou lewe doen, gaan nie goed genoeg wees om jou in die hemel te kan bring en jou lewe te red nie. Ek en jy het iemand nodig om dit vir ons te kom doen. En God het daardie plan vir ons kom maak. Hy stuur sy seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld toe, om te kom deel met die sonde, om die straf op die sonde op hom te neem, sodat ek en jy vrygespreek kan word. God het die wêreld so lief gehad, sê ons teks, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Jesus Christus is die volmaakte middelaar tussen God en die mens. Hy is die een wat kom betaal het vir ons sonde, vir die hele wêreld se sonde. En die enigste manier hoe ek en jy gered kan word, is as ons in hom glo. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En hieroor moet jy geen misverstand hê vanmôre nie. Dis nie jy wat so goed en wonderlik is om jou eie saligheid in die hemel te verdien nie. Geen mens kan dit vir jou doen nie. Jy kan al die diere van hierdie wêreld ook gaan offer, om te kyk of jy so versoening vir jou sonde kan doen. In God se oë is dit nie goed genoeg nie. En in jou huidige toestand waarin jy lewe, waarin jy in sonde vasgevang is, en waarin jy elke dag sonde doen,
In daardie toestand kan jy nie in God se teenwoordigheid verskyn nie. Want God is heilig, sê Levitikus hoofstuk 19. En in daardie heiligheid kan net verskyn die wat volmaak geregverdig verklaar is. Geen sonde mag in jou kleef nie. Nou ek en jy kan nie vir ons eie sonde betaal nie. Ek en jy kan ook nie met ons eie sonde deel of daarmee 'n plan probeer maak nie. Sonde is van nature deel van ons almal. Dis hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Hoekom daar soveel misdaad is en korrupsie en moorde. Dit is ook hoekom families uitmekaar uitval as gevolg van sonde. Maar Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom om te kom deel met ons sonde. En God het hom gestuur. Hoekom? Want hy is 'n God van liefde. Hy is lief vir jou, net soos wat jy is. Hy wil jou help. Hy wil jou red. Hy wil jou regverdig verklaar. Hy wil 'n nuwe pad met jou loop. Hy wil die ewige lewe en die hemel vir jou gee. En die manier hoe hy dit doen, is deur Jesus Christus, sy seun. Nou ons teks van vanmôre sê baie duidelik, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As ek en jy die hemel wil beerwe en gered wil word, is Jesus die pad, is Jesus die antwoord. Hy het na hierdie wêreld toe gekom om sy lewe aan die kruis op Golgotha te gee, om te kom betaal vir alle sonde. En hy staan ook op uit die dood, sodat ek en jy ook uit die dood kan opstaan en die laaste vyand vernietig kan word. En Jesus kom reken dit vir ons toe as ons in hom glo. En wat so wonderlik is dat sy Heilige Gees dan ook in jou hart en in jou lewe kom werk om God se woord in jou hart te kom inplant. Om daardie geloof te kom vestig in jou lewe, sodat jy ook vrygespreek kan word, regverdig verklaar kan word en die ewige lewe kan beerwe. Want eers as jy regverdig verklaar is deur God, kan jy in sy teenwoordigheid kom en kan jy in die hemel kom. En daarom is hierdie teksvers so belangrik, liewe vriende. Sonder Jesus is daar geen redding en geen hoop vir jou lewe nie. Jy moet in hom glo. Jy moet dit wat hy aan die kruis vir jou kom doen het, jou eie kom maak. Jy moet jou sonde voor hom bely, dan is daar eers vergifnis vir jou oortredinge, sê 1 Johannes 1 vers 8 tot 9. Hierdie wêreld sal 'n heeltemal 'n ander plek wees as mense by Jesus uitkom. As die samelewing hulle tot God bekeer, dan sal ons eers seën en redding vir ons lewe ontvang. Nou ek en jy moet met hierdie een teksvers die wêreld ingaan en ons moet vir almal gaan vertel dat God sy eniggebore seun gegee het en hy die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Lewe jy in 'n deurmekaar wêreld? Is jou lewe onderste bo? Is daar groot hartseer en pyn en ellende in jou lewe? Hoe lyk jou dorp en jou samelewing waarin jy is? Die antwoord, liewe vriende, is Jesus. Hy het na hierdie wêreld toe gekom om redding te bring en vernuwing vir ons lewens te bring. En hy wil hierdie wêreld vir hom kom toeëien sodat ek en jy gered kan word en dat daar gedeel kan word met alle sonde van mense. Maar hy vra van ons geloof in hom. Hoe lyk dit in jou lewe vanmôre? Lewe jy nog soos wat jy wil? Of koester jy dalk nog sonde in jou lewe? Dit is nie die wil van die Here nie. Hy wil graag hê dat jy met daardie sonde moet deel deur na Jesus toe te kom, dit voor Jesus te bely, vergifnis daarvoor te vra en dan sal jy redding vir jou lewe ontvang. Hierdie boodskap moet ek en jy nie net ons eie gaan maak nie, maar ons moet die wêreld ingaan en dit vir almal gaan vertel. Begin by jou familie. Leer vir jou kinders hierdie teksvers, dat hulle dit uit die kop uit sal ken. Leef hierdie teksvers uit.
deur dit te getuig teenoor ander mense. Deel hierdie een vers wat 'n opsomming is van die Bybelse boodskap. Deel dit met alle mense van die wêreld sodat mense tot geloof in God kan kom. Wanneer ek en jy dit doen, is ons besig om die wil van die Here uit te leef en Jesus se liefde wat hy vir ons gehad het en God se liefde wat hy vir ons gehad het, ons eie te maak. Kom ek en jy vat Johannes 3 vers 16 vandag en ons glo daarin, ons pas dit toe in ons lewe en ons gaan getuig daaroor teenoor alle mense, teenoor ons familie en vriende, almal by die werk, ook by die kerk en elkeen met wie jy te doen kry. Dit is die wil van God vir ons lewe. Naamlik, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag hierdie boodskap vandag jou lewe kom vernuwe en kom verander, en kom ons gaan leef dit uit in 'n wêreld wat dit bitterlik nodig het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit Johannes 3 vers 16 so 'n kosbare woord van U kon ontvang. Here, dankie vir U liefde wat oneindig is in ons lewe en dat U Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het. Ons glo in hom van harte. Dankie dat ons vergifnis vir ons sonde en oortredinge kan ontvang en redding vir ons lewens. Laat ons die wêreld ingaan, Here, met hierdie een teksvers op ons lippe, om dit met almal te deel. Daar is goeie nuus. Jesus het kom deel met sonde en God het die wêreld lief en ons moet in hom glo. Wil U self in ons harte werk deur die Heilige Gees en ons opbou in die geloof en ons ook uitstuur as U getuies hierdie wêreld in, sodat mense tot geloof in U kan kom. Seën ook vir ons die komende week, voorsien vir ons in alles om van te lewe en hou ons lewens in U hande. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat U vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir U ryklik seën en as die Here wil sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.